Ons doen vandag ons eerste deel van die dissipline van liefde op ons reisie van bekering na volgelinge en met die tema is, hoe weet jy dat jy God lief het? So as jy nou 'n bietjie aandagsspan probleme het, dan moet jy net die volgende onthou, die volgende skyf, dan kan jy maar huis toe gaan as jy dit sal onthou. God se liefde is nie iets wat ons verdien nie. Maar wanneer ons sy liefde ontvang, word ons liefde vir hom sigbaar in geloof, gehoorsaamheid, aanbidding, verheerliking en getuienis. En ek sou hier amen kon sê, maar dan gaan ek nou nie vir julle mooi verduidelik hoekom ons dit sê nie. So, ek dink ons almal is redelik gemaklik met die vraag, weet jy dat God jou liefhet? Om die waarheid te sê, ek dink die antwoorde, as ek vir julle vra, hoe weet jy dat God jou liefhet, gaan die antwoorde eintlik baie vinnig kom. Want ons sal sê, die Bybel sê so, want Jesus het vir my gesterf, want God het my gered, en dit is alles waar. En daarom dat ek vandag die vraag 'n bietjie wil omdraai, en nie vir jou vra, weet jy dat God jou liefhet nie, maar vir jou vra, hoe weet jy dat jy God liefhet? So, dis 'n bietjie van 'n ander vraag, want ek dink ons praat baie oor God se liefde vir ons. Ons het vanoggend al daaroor gesing, ons hoor daaroor, ons lees daaroor, ons bely dit. Maar hoe weet jy regtig waar of jy lief is vir God? Nie net wanneer jy so iets sê nie, want ek dink ons almal sal sê ek is lief vir die Here. Maar ook nie so wanneer jy 'n lekker worship-liedjie voel en dit raak jou hart nie. Nie net wat jy glo nie. Hoe weet jy? Dis eintlik vanoggend se vraag. Hoe weet jy? Want julle liefde is eintlik 'n interessante ding. Ons kan sê dis 'n emosie, daar's 'n klomp goeders wat ons oor liefde kan sê. Maar as iemand vir jou sê, ek is lief vir jou, maar hulle optrede sê eintlik heeltemal iets anderster, dan gaan daar 'n stadium kom wat jy begin wonder oor daai liefde. Is dit regtig so? Want ek dink ons almal weet dit instinktief. Liefde, regte liefde het 'n manier om sigbaar te word. Dit kom uit in hoe jy praat, hoe jy optree teenoor mense, wat jy bereid is om te doen, wat jy bereid is om vir iemand op te offer, en wat vir jou regtig waar belangrik is in die lewe. So, vanoggend se vraag is eintlik nie om ons op enige manier te laat skuldig voel, dat miskien het ek nie die Here lief nie. Nee, inteendeel. Dit wil ons eintlik help om eerlik te kyk na ons verhouding met die Here Jesus. Want as ons sê, terwyl jy dit in gedagte hou, liefde het 'n manier om sigbaar te word, as ons sê, ek is lief vir Jesus, gaan die volgende vraag eintlik wees, hoe lyk dit dan? As jy dit sê, en ons sê dat liefde het 'n manier om sigbaar te raak, hoe lyk dit dan? Ek dink, maar voordat ons eintlik kom om hierdie vraag te antwoord, moet ons net begin by die punt wat ons eintlik almal so goed ken, want die hele verhaal begin nie by ek moet God meer lief hê nie. Die hele verhaal begin dat God het my lief. En hy het jou lief sonder dat jy dit verdien. Ek dink dit is die eerste punt wat ons baie mooi moet verstaan. Want as ons oor gehoorsaamheid praat en dat dit 'n manier is waarop ons liefde vir God sigbaar raak, kan nou baie maklike verkeerde boodskap, wie kan baie maklik verkeerd begin interpreteer en sê, maar as ek 'n goeie Christen is, dan is Jesus lief vir my. Dan is God lief vir my. En dis nie die evangelie nie. God se liefde, en dis die een ding wat ons moet onthou, God se liefde begin nie by jou prestasie nie. Inteendeel, niks wat jy kan doen, kan maak dat God jou meer, of dat God jou minder sal lief hê nie. Sy liefde is nie afhanklik van ons aksies nie, ons geslag, ons karakter, ons ras, of enige ander ding wat miskien vir ons in hierdie lewe belangrik is nie. En dit is presies waarom Romeine 5 vers 8 so kragtig is. Want Paulus kom sê hier, God bewys sy liefde, omdat ons uiteindelik hy sê nie, God bewys sy liefde, omdat ons uiteindelik ons lewe uitgesorteer het nie.
Nee, hy sê God bewys sy liefde aan ons toe ons nog sondaars was. En kyk wat sê Romeine 5 vers 8. God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Met ander woorde, God het nie gewag vir 'n beter weergawe van jou nie, en dan gaan hy sy liefde oor jou laat oorkom nie. Hy het nie gewag om te sê, wag, eendag as jy jou lewe uitgesorteer het, dan sal ek jou lief hê nie. God se liefde het eerste gekom, God se genade het eerste gekom, die kruis het eerste gekom. En daarom hoef jy nie God se liefde te verdien nie. En ek dink dit is baie belangrik, want as ons, ek wil amper sê, hierdie kern geestelike beginsel nie reg verstaan nie, verander ons verhouding met God in 'n prestasieoefening, in 'n werksheiligheid op die ouene. Dan bid ek, sodat God van my sal hou. Dan gehoorsaam ek hom, sodat hy van my sal hou. Dan probeer ek 'n goeie Christen wees, sodat God van my sal hou. Maar die evangelie sê, God het jou lief, punt. Maak nie saak waar jy tans is nie, in jou verhouding met hom, of in 'n zero verhouding met hom, vir al wat dit saak maak het. Nie omdat jy dit verdien nie, nie omdat jy goed genoeg is nie, nie omdat jy altyd gehoorsaam is nie, is alles goeie kwaliteite, maar dit kwantifiseer nie waarom God jou lief het nie. Hy het jou lief, en eintlik is die antwoord so glashelder. Hoekom? Omdat God liefde is. Hy kan nie anderster nie, want hy is liefde. Ek dink, as ons regtig waar verstaan, hoe lief God jou het, al voel dit vandag vir jou, of jy nie vir hom so lief is nie, of dat jy nie regtig so 'n lewende verhouding met hom het nie, miskien voel dit vir jou, asof jou geestelike lewe deur 'n winterseisoen gaan, dan moet jy weet, dit maak geen snars verskil in die diepte van die liefde wat die Here Jesus vir jou het nie. En dit is so 'n ongelooflike ding. Die een ding wat ons egter moet verstaan, dat die doel van God se liefde vir ons is nie dat ons net op die res van ons lewe kan sê, God is lief vir my nie. God se liefde roep soos enige liefde, roep ons tot 'n reaksie, roep ons tot 'n respons. Met ander woorde, hy reageer, hy het my eerste lief, en ek moet daarop reageer. Onthou julle wat ek aan die begin gesê het, dat liefde raak sigbaar, as iemand vir jou sê, hy of sy is lief vir jou, maar sy lewe wys dit nie, dan gaan jy daarin begin twyfel, want liefde wil graag 'n respons hê. En dit bring ons eintlik by die tweede vraag. En daardie vraag is, maar wat beteken dit om God lief te hê? En julle, die een ding wat ek dink ons moet snap, is dat liefde is altyd meer as 'n gevoel. Dis nie net 'n emosie nie. Liefde vir God is meer as 'n gevoel. So as ek sê ek is lief vir God, wat bedoel ek eintlik? As ons dink dat liefde is net 'n gevoel, wil ek vir sê, gevoelens is wonderlike goed, maar dit is die mees onbetroubaarste goed. Want daar is dae wat jy baie naby aan God gaan voel. En dan is daar dae wat jy glad nie gaan voel nie. Daar is dae wanneer aanbidding jou hart aanraak, soos wat jy die Here loof en prys, soos in ons lofprysing. En dan is daar dae wanneer jy sing, maar jou gedagtes is eintlik by die petrolrekening wat nog nie betaal is nie. En dit beteken nie dat jy die een dag meer lief is vir God en die ander dag minder lief is vir hom nie. Want dit is die punt, liefde is baie meer as net 'n gevoel. En dink maar aan 'n huwelik. Nie almal wat al lank getroud is, glo dat liefde is daai romantiese liefde die heeltyd nie. Of jy moet elke dag 'n romantiese liefde hê nie. Liefde is soms 'n gevoel, dit is reg so, maar liefde is ook 'n keuse, dis 'n toewyding, dis 'n besluit, ek kies jou. Ons kan nie net op die emosie staat maak nie. En wat wonderlik is, en ons kry dit in Deuteronomium 6, daarvan na vers 5, dat ons 'n opdrag kry om die Here lief te hê. Deuteronomium 6 vers 5 sê, jy moet die Here jou goed met jou hart, siel,
lief hê en met al jou krag. En Jesus bevestig hierdie amper verbatim woorde in die Nuwe Testament wanneer op die ou einde sê, wanneer 'n skrifgeleerde vra, nou, maar wat is die grootste gebod in die wet? Dan kom sê hy dit. Jy moet jou Here jou God lief hê met alles, met jou hele wese, hart, siel en verstand. So Jesus sê nooit voel net lief vir die Here nie. Hy sê jy moet God lief hê met alles wie jy is. Ek dink ons leef al meer in 'n wêreld waar ons geleer het as dit hang alles af van hoe ek voel. As ek so voel, dan is dit waar. Maar dit werk nie altyd so nie. Jy kan baie keer voel jy is nie lus om werk toe te gaan nie. Maar jy gaan maar. Jy kan voel jy wil nie hierdie verantwoordelikheid nakom nie, maar jy doen dit maar. Jy kan voel of jy wil nie iemand vergewe nie, maar jy kies om te vergewe. Jy kan voel jy wil nie opstaan en die regte ding doen nie, maar dan doen jy dit tog. Hoekom? Want ons gevoelens kan nie baas van ons lewens wees nie. En dit geld ook van ons verhouding met die Here. Ons gevoelens kan nie ons verhouding met Jesus reguleer nie. Daar gaan daar wees wat jy ver van die Here af voel. Nie dat hy ver van jou af is nie, maar jou omstandighede, dit wat miskien is jou kop besig of wat ook al, miskien beleef jy regtig 'n geestelike winterseisoen, dan gaan dit voel of God afwesig is in jou lewe. Maar die gevoel, jy kan nie staat maak op daai gevoel nie, dan gaan jou verhouding met die Here vir die res van jou lewe soos 'n duining wees, hoogtes en laagtes, hoogtes en laagtes. En jy gaan nooit standvastigheid hê in jou verhouding met die Here nie. Ons moet kan sê, Here, ek kies U want U het my gekies. Ek kies om U woord oop te maak, ek kies om U te gehoorsaam, ek kies om U te vertrou, en ek dink dit is 'n baie belangrike ding, ek gaan terugkom hierna, ek kies om God te vertrou. Nie omdat ek altyd voel ek wil nie, maar omdat dit deel is van my liefde vir Hom. Julle gevoelens kan liefde vergesel, dit vergesel dit meeste van die kere, maar gevoelens kan nie liefde definieer nie, want liefde is soveel meer as bloot net die emosie. As ons liefde vir God gaan meet aan hoe ons voel, wil ek vir jou sê, gaan jou geloofslewe, wat noem 'n rollercoaster, wat is 'n rollercoaster in Afrikaans? Het gaan 'n rollercoaster wees. Maar julle weet wat ek bedoel, nee. Het is goed as julle ook nie weet wat in Afrikaans is nie. Maar daai ding, jou geloofslewe gaan so wees. Moet nou net nie iemand vinnig Google of met die regte ding sê nie. Nou maar goed julle, so ons moet weet dat om Jesus lief te hê is in 'n klomp dinge sigbaar. Een van hulle is die groot waarheid van gehoorsaamheid. Want dink nou maar byvoorbeeld as jou kind elke dag vir jou kom sê ek het jou lief. Mamma ek het jou lief of papa het jou lief. Maar dan doen hulle die res van die dag net wat hulle wil. Hulle is ongehoorsaam. Kom net terug. Dan gaan jy later aan begin twyfel in die waarheid daarvan. En daarom moet ons weet dat liefde vir Jesus, en ek dink dit is wat die woord van die Here eintlik baie duidelik vir ons wil kom sê, liefde vir Jesus word sigbaarheid in gehoorsaamheid. Want wanneer jy iemand lief het, is dit jou vreugde om daardie persoon te gehoorsaam, om te doen wat daardie persoon wil hê. Dit is mos so. Maar as jy vir iemand niks voel nie, hoekom sal jy enigsins doen wat daardie persoon vir jou sê? Daardie persoon het nie 'n impak in jou lewe nie. So, die Bybel gee vir ons eintlik 'n eenvoudige antwoord. Dit sê vir ons, liefde vir Jesus word uitgedruk in gehoorsaamheid. Ons sien dit daar in Johannes 15 vers 14, waar Jesus sê, julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Met ander woorde, julle is my vriende as julle my gehoorsaam. En dit is 'n ongemaklike vers, want Jesus kom trek liefde en gehoorsaamheid baie nader aan mekaar, as wat ons dit soms gemaklik sou vind om te doen. Ons wil graag sê, Jesus, ek het U lief, maar moenie nou te veel vra nie.
Ons wil Jesus hê as verlosser, maar ons sukkel soms met Jesus as Here. Ons het al 'n tema daaroor gedoen. Ons wil die kruis hê, ons wil die vergifnis hê, ons wil die vrede hê, ons wil die ewige lewe hê. Maar dan kom Jesus met 'n opdrag wat my gemak, my planne, my geld, my tyd, my trots of my gewoontes raak. En skielik raak daai liefde vir my te ingewikkeld. So die vraag is nie, is jy 'n goeie Christen nie, die vraag is eerder, is daar iets in jou lewe wat wys dat jy Jesus liefhet? Is daar iets in jou lewe wat wys dat jy Jesus liefhet? Nie volmaaktheid nie. Een antwoord: gehoorsaamheid. Wanneer Jesus regtig belangrik in jou lewe geraak het, raak dit baie moeilik om hom nie te gehoorsaam nie. Want daar gaan 'n tyd kom wanneer sy woord jou konfronteer. En dan moet jy kies en jy moet sê, Here, gaan ek doen wat U sê? En dit is wanneer die abstrakte woord liefde ewe skielik voete begin kry. En daardie keuse om gehoorsaam te wees. So hoe kom sê die woord eintlik op verskeie plekke? Hoe lyk jou liefde vir Jesus? Dit kry uitdrukking in die volgende: in gehoorsaamheid, baie belangrik, aanbidding. Dan maak aanbidding sin. Wanneer jy nog nie in 'n lewende verhouding met Jesus is nie, kan die lofprysing aanbidding wat jy nie net hier doen in die kerkie, maar by die huis of waar ook al, selfs luister na die radio, is dit miskien net mooi liedere. Want dit raak nie jou hart nie. Kan jy die Here verheerlik met jou lewe, sê derde ding, en dan ook jou getuienis. Jou getuienis sal spreek dat jy Jesus liefhet. So, is daar miskien iets wat jy al lankal beleef? Jesus vir jou sê om te doen. Maar jy stel dit uit. Dink so 'n bietjie daaroor. Is daar iets wat Jesus eintlik al lankal vir jou sê om te doen, maar jy stel dit uit? Is daar miskien iemand wat jy moet vergewe? Is daar miskien 'n gesprek wat jy moet voer? Is daar miskien 'n besluit wat jy God mee moet vertrou? Is daar iets wat jy eintlik weet? Here, U vra dit van my. U vra dit van my. Maar ek sukkel nog om dit te doen. Dan is die vraag miskien nie vandag, hoe weet ek dat ek God liefhet nie? Dan is die vraag, of dan is die stelling eintlik dit: as ek sê, ek het God lief, wat gaan ek met sy antwoord doen? As ek sê, ek het God lief, wat gaan ek met sy antwoord, wat gaan ek met sy opdrag doen? Nie antwoord nie, wat gaan ek met sy opdrag doen? Ek wil nie hê ons moet vandag hier uitstap en dink, ons moet harder probeer om 'n goeie Christen te wees nie. Nee, dis hoekom die eerste punt, ons begin by God se liefde. Ons begin by hom wat ons eerste lief gehad het, en wanneer ons onder daardie indruk kom, van hoe groot sy liefde vir ons is, selfs op hierdie oomblik, ongeag van waar jy ook al nou mag wees, selfs al voel jy beantwoord dit nie, kan nie dit eers reg beantwoord nie, dan moet jy weet, wanneer daardie liefde jou hart begin vasgryp, wanneer jy so onder die indruk van daardie liefde kom, gaan jy anders te begin reageer. Jy gaan anders te reageer. Met ander woorde, gehoorsaamheid is nie hoe ons God se liefde koop nie. Gehoorsaamheid is hoe ons liefde vir God sigbaar word in hierdie wêreld. Ek wil miskien gesels oor iets wat miskien baie keer meer waar is in ons lewe as wat ons sal wil erken. Want om hierdie stelling te maak en te sê, dis ek daai, laat 'n ou nie goed voel nie. En dit is die waarheid dat liefde vertrou die een vir wie jy liefhet. Ek dink met daai stelling kan ons almal saamstem. Dit is so, dit is in ons verhoudings met mekaar. As daar iemand is wat jy liefhet, as jy 'n goeie vriend of vriendin het, dan weet jy kan daardie persoon vertrou. En ons sê liefde is meer as 'n gevoel.
Ons sê liefde word sigbaar in gehoorsaamheid. Maar nog meer belangriker, liefde vertrou. Liefde vertrou. En omdat liefde vertrou, moet ons weet dat Jesus verbind, of die Bybel, maar Jesus verbind geloof en liefde aan mekaar. Johannes 16 vers 27 sê, van die Vader self het julle lief, omdat julle my lief het en glo. Dat julle my lief het en glo, dat ek van God gekom het. 1 Petrus 1 vers 8. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, en al sien julle hom nie nou nie, glo julle in hom. So liefde sê, ek ken jou karakter, ek vertrou jou. Ek dink almal ken die illustrasie, die waarheid, en meeste van ons het dit seker in ons jong dae beleef, dat jy staan as 'n jong kindjie op 'n muur, of in 'n swembad, en jou pa of jou ma sê, spring. En dan spring jy. Nie omdat jy dink jy die sprong bemeester nie, of omdat jy weet wat gaan gebeur nie, maar jy spring omdat jy weet jy gaan veilig in jou pa of jou ma se hande land. Jy gaan veilig wees, want jy vertrou die een wat vir jou sê, spring. Jy vertrou daardie persoon 100%. So werk ons vertroue met die Here Jesus ook. Hy vra soms dat jy sal spring, voordat jy verstaan. Want jy verstaan nie die sprong nie. Jy kan nie sê, ek moet soveel energie uit my bene kry, sodat ek so ver kan kom, sodat ek in my pa se arms land nie. Ons verstaan dit nie. Maar ons kan blindelings spring, omdat ons die een ken na wie toe ons spring. Ons vra nie, is die water veilig nie, gaan die hoogte nie iets aan my doen nie. Ons vertrou. En die vraag miskien vandag, wat ons moet antwoord is, vertrou ons Jesus genoeg om in sy arms te spring, om gehoorsaam te wees, om te doen wat hy van ons vra. Want op die ouende dink ek is dit wat Jesus vir ons sê. Vertrou my. Vertrou my, selfs in daardie tye van jou lewe, wat jy nie verstaan nie. Vertrou my as jy voel ek gee jou opdrag en jy weet nie wat die uitkoms gaan wees nie. Vertrou my. En jy het 'n net van medegelowiges rondom jou, wat saam met jou kan bid as jy onseker is oor iets. Is dit wat die Here sê? As ons daai sprong doen in geloof in ons pa of ma se hande, dan vra ons nie eers, hoe gaan dit werk nie? Ons spring. So miskien is my grootste probleem vandag nie, dat ek nie weet wat God wil van my hê nie. Miskien weet ek baie goed. My probleem is miskien 'n bietjie groter as dit, en dis hoekom ek sê, dit mag miskien dalk 'n moeiliker ding wees om te erken. My probleem is dat ek hom miskien nie genoeg vertrou om dit te doen nie. Dis iets wat, daar wil ek die boodskap voorberei, wat ek myself ook aan moet toets. Vertrou ek hom genoeg vir die gemeente, vir my persoonlike geestelike lewe? Vertrou ek hom genoeg? Want liefde is ook om God volkome te vertrou. So, hoe weet jy dat jy God lief het? Ons het nou baie oor liefde gepraat, en is wonderlik, God het jou lief. Nie altyd omdat jy goed genoeg is nie, dit het ons baie deeglik van mekaar gesê, maar dit is op die ou einde die vraag wat ons nie kan vermy nie, en wat ons op 'n manier moet antwoord. Hoe weet jy dat jy God lief het? En die antwoord is eenvoudig. Miskien moet jy vandag ophou om dit van God te vra, of miskien moet jy ophou om te beloof dat jy hom lief het. En miskien moet jy begin om hom te gehoorsaam. En wanneer jy dit doen, gaan dinge in jou geestelike lewe verander. Dit is so belangrik. Ons gaan ons liefde vir die Here wys, nie net deur 'n emosie nie. Dis wonderlik julle. Dis wonderlik as die emosie en die gevoel daar is. En verseker gaan dit daar wees. Maar wanneer dit moet vrug dra, wanneer dit moet sig, as ons sê,
liefde moet sigbaar word, dan raak dit sigbaar deur gehoorsaamheid, aanbidding, verheerliking en die getuienis of die vrug van ons lewe. Wat vra Jesus vandag vir jou? Waarvoor moet jy hom begin vertrou? Is daar miskien iets wat jy moet aflê in jou lewe? Ons het nou 'n paar goeders gedoen. Maar waar moet jou vertroue in Jesus getoets word? Ek wil vir julle, die slotsom is letterlik die voorlaaste skyf vir die slotsom, is dat wanneer God se liefde jou hart aangryp, en ek dink dis wat moet gebeur. God se liefde moet ons harte aangryp. Wanneer jy hom begin vertrou, wanneer jy sy stem hoor, wanneer jy sê ja, Here, dan gebeur iets. Eintlik moes daai gebeur iets ook in bold gewees het. Dan gebeur iets. Dan word liefde sigbaar. Dan word geloof sigbaar. Dan word disippelskap sigbaar. Maar die eerste sin is, dink ek, waaroor dit gaan. God se liefde moet eers jou hart vasgryp. Voordat dit nie kan gebeur nie, hoe gaan jy daarop reageer? Hoe gaan jy respondeer? Hoe gaan jy 'n respons hê daarop? So, kom ons antwoord die vraag. Hoe weet jy dat jy God liefhet? Jy begin al hoe meer lyk soos iemand wat hom vertrou, hom gehoorsaam en hom volg. Dis hoe jy weet of jy regtig vir God liefhet. Amen. Kom ons bid saam. Here, vergewe ons vir daardie areas in ons lewe waar ons U nie regtig waar volkome vertrou nie. Daar waar ons miskien nog self-eienaarskap oor ons lewe wil hê. Maar miskien is die groter rede waarom ons sukkel, Here, is omdat U ongelooflike, kosbare, genadevolle liefde nog nie regtig ons harte aangegryp het nie. En Here, as daar een ding is wat ek vandag bid vir myself en vir elkeen wat hier is dat dit sal gebeur. Dat U deur die werking van U Gees ons harte sal aangryp met U liefde. Sodat ons nie 'n keuse het om anders daarop te reageer as in gehoorsaamheid en aanbidding en verheerliking en getuienis nie. Here, geloof is so 'n wonderlike gawe van U af. En dit is eintlik so wonderlik om te sê, Here, daar waar ek die gebrek of die gebreke in my eie geloofslewe raak sien, kom bring ek dit ook in hierdie oomblikke na U toe. En sê, deur U Gees, kom vul my, kom raak my aan, gee vir my bewussyn, Here, van U kosbare liefde vir my persoonlik. Dat dit meer sal wees as net hierdie universele waarheid van U woord, wat sê, God is liefde, God het my lief. Ek bid, Here, dat deur U Gees ons elkeen dit sal belewe, sodat ons gehoorsaam daarop kan reageer. Amen. Kom ons staan en ontvang ons die seën van die Here. En kom ons dink 'n bietjie oor daardie vraag. Dink 'n bietjie oor, vertrou ek die Here regtig waar goed genoeg in my lewe? Die Here sal vir julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle vrede kom gee. Amen. Ek word ook geseën hierso van vooraf deur die kleintjies. Dis pragtig.